Hierdie week begin ek weer werk. En as ek terugkyk na die afgelope paar weke, besef ek weer hoe ongelooflik God werk. Na my noodoperasie moes Veronica skielik alles alleen dra. Sy moes haar werk doen. Sy moes die kinders by die skool kry, sy moes hulle aktiwiteite alles aan die gang hou en op en af ry tussen al die aktiwiteite en dan moes sy nog ook tussen die huis en die hospitaal ry om my te ondersteun. En intussen moes die lewe net aangaan. Maar toe gebeur iets besonders. Mense het begin inspring sonder dat ons hulle gevra het. Party het Thomas begin help om voor te berei vir sy eksamen. Ander het weer die kinders rondgery. En toe kry Veronica nog een oggend 'n papband ook. Iemand het sommer gekom en dit reggemaak. Kort daarna het iemand anders daarvan gehoor en gesê, nee, hierdie bande is nie meer veilig nie, en hulle het sommer nuwe bande laat opsit. Daar was baie kere warm kos op ons tafel wat ons nie gemaak het nie. Daar was mense wat ons in die hospitaal kom besoek het. 'n Vriend het selfs van Pretoria afgery om iets by ons huis te kom installeer, want ek was op daardie stadium nog te swak. Daar was WhatsApp boodskappe gewees, telefoonoproepe, baie gebede en natuurlik hope omgee. En vir iemand anders lyk dit dalk soos ietsie kleins. 'n band, 'n bord kos, 'n hospitaalbesoek, 'n WhatsApp. Maar wanneer jy self in nood is, dan besef jy hoe groot klein gebare kan wees. En ek het die afgelope paar weke iets nuuts begin verstaan. God se liefde kom baie keer aangery in iemand anders se motor. Dit kom in 'n bord kos, in 'n gebed, dit kom in 'n hospitaalbesoek, dit kom in 'n band wat reggemaak word. En iemand wat eenvoudig net sê, ek sal help. En dit laat my dink aan Jesus se woorde in Markus 6. Die disippels kyk na die groot skare en hulle sien net 'n probleem. Hulle gaan nie vir hierdie mense kan sorg om te eet nie. En hulle sê vir Jesus, stuur hierdie mense weg. Maar Jesus antwoord hulle met die woorde wat vandag nog ego. Gee julle vir hulle iets om te eet. Dis merkwaardig. Jesus vra nie eers, wie wil help nie? Hy sê eenvoudig, julle. Ek dink Jesus praat van baie meer as brood hier. Hy praat van mense wat bereid is om self deel van God se antwoord te word. En daarom dink ek beteken ons wintergroenteprojek vir my soveel meer as net 'n fondsinsameling. Ja, jy koop 'n groenteboks, maar eintlik koop jy vir iemand hoop. Miskien koop jy een vir jou huis op, vir jou tuinwerker, vir 'n buurman, vir iemand wat tans swaar kry, of dalk ken jy 'n jong gesin wat hierdie maand net nodig het om 'n bietjie asem te haal. Jy gee vir iemand iets om te eet. Maar jy doen nog meer. Jy help ook die pop-up se bediening dat dit kan voortgaan, dat die evangelie mense kan bereik. En uit elke boks wat ons verkoop, word daar ook teruggegee aan die Rusoord Ouete Huis in Brits, as ook die DPS huis in Pretoria. Dis maar eintlik ons kerk se kindertuise. 'n Groenteboks. Dis eintlik 'n klein ding. Maar is net soos 'n bord kos, 'n hospitaalbesoek in my geval, 'n papband wat reggemaak word. 'n Stel nuwe bande, 'n gebed, 'n WhatsApp. Maar ek kan vandag getuig. Toe ons dit nodig gehad het, het daardie klein gebare vir ons ongelooflik groot geword. Dalk is hierdie jou geleentheid om vir iemand anders dieselfde te wees. Want die wonderwerk begin dikwels nie by 5 brode en 2 visse nie. Dit begin by iemand wat bereid is om te sê, Here, gebruik my. Mag ek en jy mense wees wat nie net van Jesus praat nie, maar Jesus se hande en voete in hierdie wêreld word. Want geloof word die mooiste gesien wanneer dit iemand anders se nood raak. En dalk is hierdie winter groenteprojek groter as 'n groenteboks. Kom ons bid saam. Ons genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons mag weet ons is instrumente in U hande. Here, maar lei ons so deur U Gees, dat ons bereid sal wees om uit te reik. Gee ons die moed, deur die leiding van U Gees, om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Al is dit net om vir iemand
te kan bid. Here, want dikwels is daar die klein gebare vir mense in nood, groot dinge. Here, ons wil U vra dat U ons veilig sal hou in U hand, en wil U gee dat ons 'n verskil in hierdie gebroke wêreld sal maak. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het, hier by die Pop-up Kerk aanlyn, en indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met iemand anders. Dalk het iemand net nodig om te hoor dat sy klein gebaar 'n groot verskil sal maak. Dan vra ek ook dat U ons groenteprojek sal ondersteun. U weet nou reeds daarvan, dit is die laaste paar dae wat U nog kan bestel. Kyk asseblief in die kommentaar, U sal al die inligting daar kry. En baie dankie vir al die mense wat deur 'n klein groenteboks 'n verskil kan maak. Want dikwels is dit groter as 'n groenteboks. Tot 'n volgende keer.